Hallo en julle almal. Lekker om julle te sien. Ons het laasweek gepraat oor die vrugte van die Gees en gesê ons moet elke oggend dit ons gebed maak. Sê, Here help my om hierdie vrugte vandag te dra en dan teen die aand dan moet ek terugreflekteer en sê maar het ek volgens die vrugte van die Gees geleef? En dis ons uitdaging, as ons wil groei, dan moet ons evalueer en ons moet bid, ons moet verwag. Kom ons bid saam en dan sal nog 'n lied, nee. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons hier kan saam wees weer vanoggend hier. Dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat U hier is. En ek bid dat ons iets van die teenwoordigheid sal beleef. Dat U ons sal kom motiveer deur die woord en deur die Gees, deur die liggaam om beter mense te wees, om U droom te leef in Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons staan hier, sing die lied staande. Interessant en dit voel baie keer vir my asof as ek nou bid dat die Here my die vrugte van die Gees moet leer, geduld. As ek weer sien dan staan ek in 'n tou. Nee. Of wat ook al. Vriendelikheid of selfbeheersing, dan kom maar nou iets oor jou pad. Of goedhartigheid, dan kom maar nou iemand oor jou pad wat 'n nood is. So mens leer maar die goed deur die moeilikheid op jou pad te hanteer. Hoe gaan jy dit nou anders leer, nee? So vanoggend se tema gaan oor ons getuienis. Ons word geroep om te getuig. En in die Bybel is baie duidelik daaroor. Jesus, dis nie 'n kantlyn saak nie. Wanneer Jesus hemel toe vaar, een van die dae vier ons dit net na Pinkster Hemelvaart, dan sê hy, gaan dan heen en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. In Romeine sê Paulus, ek skaam my nie vir die evangelie nie, want se krag van God tot redding vir elkeen wat glo. In 2 Timoteus sê hy, verkondig die woord en hou aan daarmee in 'n gunstige tyd of 'n nie gunstige tyd. Tydig en ontydig, sê die ander vertaling. Wanneer jy lus voel daarvoor en wanneer jy nie lus voel daarvoor. Wanneer jy voel dis half die plek hiervoor, maar selfs baie keer is wanneer dit 'n bietjie awkward en ongemaklik is, sê hy, verkondig die woord. In 1 Petrus sê die skrywer, wees altyd gereed om rekenskap te gee van die hoop wat in julle is, maar doen dit met beskeidenheid en eerbied. Word geroep om te getuig. Onthou op fakulteit toe ek teologie geswat het, hulle gesê,
Ons getuienis, ons roeping in die wêreld gaan oor koinonia, diakonia en kerygma. Groot woorde, 3 belangrike goed. Dit gaan oor verkondig met die woord, oor ons eenheid en oor ons diens in die wêreld. Maar ek het 'n 4de een en ek wonder of jy kan dink wat dit is en of dit dalk vir jou vreemd gaan wees dat dit ook een van ons maniere is waarop ons dalk ons grootste getuienis dit ons uitleef. So dit laaste nou. Die eerste een is voor jou liggend is om te praat en te verkondig. As ons hoor ons moet ons getuienis uitleef, dan dink ons ja, maar ek moet praat, ek moet vertel van die Here se goedheid. Dis wat ons nou vanoggend doen. Dis hoekom kom ons eredienste hou. En ek onthou 'n jong man toe ek net so radikaal tot bekering gekom het. En ek sê mens altyd ek moes al baie tot bekering kom en die ouens wat my goed ken sal sê ja, dis dalk weer tyd. Nie met God ons moet los nie. Maar ons los so 'n bietjie sy prentjie en dan soek ons eintlik 'n God wat saam met ons gaan, 'n God wat vir ons werk. Jy weet wat eintlik seën wat ons doen in plaas van om te vra wat wil U doen en hoe kan ek daarbey uitval. Maar ek onthou in daai tyd het ek gesien dat een van die goed wat 'n mens kan doen as jy nie lekker weet hoe om met iemand te werk of iemand te praat of iemand te help nie, is nooi hom na 'n plek toe waar iemand anders praat of iets aanbied of dan gaan saam met die persoon en na die erediens. Miskien het van julle so by hierdie kerk uitgekom, ek weet nie, dit sal ryk wees as daar so 'n storie is. Ek onthou ek het 'n spreekkamer by 'n skool gehad. Ek was hierdie jaar 25 jaar oud, kan julle glo. En dit het begin by 'n spreekkamer wat ek by 'n skool gehad het. En later by ander skole en ek het kinders gesien en daar was 'n interessante meisietjie, haar naam is Lisel, so rooikop meisie en sy het hierdie ding gedoen. Sy was baie skaam en teruggetrokke, maar sy het kinders gekry om my te sien. 'n Kind wat deur 'n ouer verloor het of deur moeilike omstandighede by die huis gaan en wat vreeslik depressief is of wat hulle self so gesny daai tyd die kinders. Ons het nou net daardie so 'n kind gehad. En dan sê hy gesê, maar jy kan hom vertrou en gaan, ek sal die eerste keer saam gaan, maar dan sal ek uitstap na 'n rukkie, weet en dan. So ek kan nie dink kan nie onthou hoeveel kinders ek gesien het, wat Lisel na my toe gebring het. Sy het nie lekker geweet wat om te sê nie, maar sy het hulle gevat na iemand wat kon help. En dis in 'n sekere sin wat dit is om te getuig. Hulle sê ons is soos 'n boemelaar wat iewers brood gekry het, en hy vertel ons vir die ander boemelaars waar daar brood is. Jy kan dit nie arrogant doen nie, want jy besef, ek is ook iemand wat kos gedien, die kos van die evangelie gekry het. Ek kan eintlik maar iemand vat na die hulp toe, ultimately na Jesus toe. Maar ek vang myself baie keer as ek daarin dink dat ons geroep word om te getuig en so aan, dan as ek nou moet eerlik wees, help ek nou nie ek jok vir julle hier vanoggend nie, nee. As ek moet eerlik wees, is dit altyd vir my lekker nie. As ek op 'n vreemde plek kom, as ek op 'n vliegtuig sit en iemand vra vir my, wat doen jy vir 'n lewe? Weet, dan wonder ek wat moet ek sê. Ek het 'n pel gehad, hy was 'n dominee daar in die Moed. Toe sê hy, as iemand hom vra wat doen hy, sê hy het 'n visvangwinkel daar in die Moed. Maar jy weet, dis baie keer ongemaklik. Nou sê ek's 'n dominee, dan weet jy nie wat se hulle reaksie nie en dan wil hulle weet ek wil eintlik my audioboek luister of lees of iets, dan wil hulle nou oor die een of ander teologiese argument voer of oor iets praat of wat ook al. Baie keer en ek het agtergekom eintlik is dit great want baie keer sit daai persoon eintlik en wag dat iemand bietjie met hulle praat oor iets. Jy weet, mense is eintlik baie meer honger om oor die Here te praat wat ons dink, maar ons is bang vir daai ongemak, jy weet. En dat hulle gesindheid van jou so 'n bietjie gaan verander teenoor jou as hulle nou uitvind wat jy nou eintlik doen. En jy moet nou weet, dis 'n redelike skok vir mense wat soos ek lyk. So moet hoor die ou se dominee. Of as ek 'n hiker oplaai of iets, jy weet. So ek bid ook maar altyd vir wysheid, maar ek kom agter is nie altyd vir my so by 'n vreemde plek wil ek baie keer net bietjie wegkom van dit af. En ek het al baie keer gewonder wat dit is, of dit baie keer is omdat is dit miskien omdat die kerk al baie keer droog gemaak het, jy weet. En nou voel sy baie keer skaam asof die titel Christen, dat dominee is 'n professionele Christen, asof die titel so half gelaai is deesdae, asof mense met die las kom van nie net van die mooi goed van wat die kerk doen nie, maar ook die lelike goed wat die kerk al gedoen het. Ek het een keer, onthou ek waar ek vir iemand vertel het, ek's 'n dominee. Ek het mos destyds see toe geroei met 'n kajak, hier van Valdam af tot by die see, my 'n maand en 'n half gevat, so 'n solo trip, so 'n sabbatical wat ek gedoen het. En so op die eilandjies geslaap, en kos was maar 'n ding, jy weet, want wat vat jy nou saam? Jy kan nie blikkies kos en sulke goed saam, so jy vat 2 minute noodles en rys, en as jy by 'n dorpie kom dan
koop jy net maar vir jou iets, los jou kajak daar langs die water, en jy koop vir jou 'n paar goed, en dan restock jy. Baie keer reisigers gekry, mense wat kamp langs die water, dan sien hulle my nou met hierdie kajak, met al die goed, dan kry hulle my jammer, en gee hulle vir my kos, bier en so aan. En so het ek baie interessante mense ontmoet, daar onderkant Oegrabies, mense van Wegtydskrif, later was daar 'n artikel daaroor, en hulle het my, ek onthou, hulle het my neute gegee in Biltong, en hulle het my so gerestock, want onderkant Oegrabies is amper niks, daar's baie min plekkies waar jy kan restock. Maar toe ek by, maar vang jy maar vis, jy weet, jy maak die vis gaar, wat ook al, jy kan jou water suiwer, maar toe ek daar by Prieska kom, onthou ek, toe het ek al ver geroei, ek kan nie onthou, wat was die dorpe voor dit nie, maar ek was baie moeg, en het was al redelik in die middel van die trip, en hier is ek by Prieska, en ek kyk op my kaart, ek sien hier is die dorp, gaan nou, vandag is ek goed roei vandag, en ek het maak tot by Prieska, en dan kan ek gou 'n paar goedjies kry, en dan kan ek, miskien so 10 kilos aan die kant Prieska slaap, en ek los toe, daar's 'n eiland onder die brug in Prieska, ek het nou die dag met heimwee daar van die brug af gekyk na die eiland, ek los my kajak daar, en ek het so, ek swem oor, so waterdigte beersie, en ek swem oor, en ek stap in die dorp, en ek onthou, het was verskriklik warm, en ek koop vir my toasted ham, cheese en tomato, en ek het wat alles al by die kafeekie, en 'n bietjie besluit vandaan braai ek 'n steak, want ek moes dan, die vleis gaan ons nou goed bly tot vanaand, ek koop vir my by die slaghuis bietjie kos, en allerlei goed, en ek pak my kajak met al die kos en goeders, en ek roei, stroom af, en so, toe sit al redelik skemer, en so teen sterk skemer, toe kry ek 'n mooi sandbank, en ek slaan kamp op daar, wat eintlik maar net beteken, ek het die kajak op die grond getrek, dit hou ook nie eens in die aande daar nie, so ek toe maar net buite op, en ek gooi rol my matrasie oop in my slaapsak, en ek maak 'n vuurtjie, en ek wil die steak braai, en ek besef, maar ek kry nie my paspoort, my beersie is weg, daai waterdigte beersie is weg, en is 'n krisis, want ek gaan nou kort na dit op my Namibiese grens wees, op 'n tydjie wil ek aan die Namibiese kant slaap, en allerlei goed, en nou is my beersie weg, my kredietkaart is daarin, en daar's geld in, en allerlei goed, paar pille daarin, as ek seer kry en so aan. Yes, is 'n krisis, daai aand kan ek nie die steak geniet nie, want dis hierdie krisis. En ek kyk op die kaart, en daai tyd was daar nou nog nie goeie GPS, en hy het net die afstand en die koördinate gegee, die spoed, so nou het ek my elke aand op 'n waterdigte kaart plot, en ek sien daar's 'n plaas, nog so 10 kilos aan se rooi. Ek gaan daar by die ou in, en hy wil my nie help nie, en maar hy het die plaashuis was so teen die rivier, ou daar in 'n werkswinkel, maar ek sien op 'n, so teen 'n helling, nog so 5 of 6 kilos aan, want ek wil nou iemand kry my terug te vat dorp toe, nog so 5 of 6 kilos aan is 'n plaashuisie geplot, so redelik diep in, so 'n paar kilos van die rivier af, en ek besluit ek gaan soek. En nou lyk ek nie goed nie, onthou ek het nou dae lank geroei, ek het maar net in die rivier gewas, die son het my gebrand, die dag is toe al lank, is my tweede plek waar ek probeer stop, ek worry die hele tyd, nie goed geslaap nie, so nou stop ek die kajak op die kant, en ek stap, en ek onthou ek het nie 'n springkaan, of 'n haas, of 'n kriek gesien nie, niks, het was doodstil, nie 'n voeltjie, 'n verskriklike warm dag, en ek stap, en ek sien die plaashuis, nou hoor jy die hond blaf, en jy hoor daar's 'n geskarrel by die plaashuis, en ek besluit, maar hierdie mense gaan my skiet, as ek lyk soos 'n boemelaar, jy weet, as ek net daar opkom, as ek iemand skielik op my afkom, gaan hulle kwaad wees, en ek sien die boere tannie, sy is daar by die waskamer, en sy besig met haar rug na my toe, en ek kry 'n idee, en toe ek so aangestap kom, toe maak ek so keelskoon, en toe sy omkyk, toe sê ek se dominee, en ek ry see toe, ek roei see toe, jy weet, daar was ek nie skaam om te sê ek se dominee nie, ek sê ek se dominee, en ek roei see toe, en sy so vriendelik, dadelik raak die tannie rustig, en sy sê, ag jene, hier het al baie National Geographic spanne is hier verbygekom, en allerlei ander ouens, en hulle het een keer omgeval, en die kamera spanne, en hulle het dit en dat, en die by ons geslaap, en sy noem my vir tee, en sy maak vir my middagete, en oom Liep, haar man, kom van die dorp af, hy sê, ek kan nou sy bakkie leen, en ons begin gesels, en voor hom Liep kom, sê die tannie vir my, maar dit voel of die Here jou gestuur het, sy sê, want my kleinkind het 'n maand terug hier verdrink op die plaas, in die visdam. Sy sit met hierdie verskriklike hartseer, en sy roep uit na die Here, en sy sê, ja, maar wat gaan ek doen? En hier stuur die Here vir haar dominee van die rivier af, so vir haar was dit regtig soos absolute antwoord op gebed, en ons kon saam bid, en ons kon saam huil, en daar sit,
En ek kon lekker met haar gesels, en op die ouende vat ek 'n bliepse bakkie, en ek ry dorp toe, en ek kry my beursie, daar waar hy tussen die riete vasgehaak het, en hulle geef my klomp beskuit en koekies, en droë kos en goeders, en daar sit ek op my rit daai aandskemer. En ek voel so goed, maar nie net omdat ek my beursie teruggekry het, met die gevoel het die Here het my vandag gebruik, op 'n baie vreemde manier, en dis mos baie keer so, dat juist die krisis die geleentheid is, vir ons getuienis. Maar dit is so, mense voel partykeer, jy weet die Christendom het nie 'n goeie naam nie. As ek kyk op sosiale media, dan sien ek partykeer wat die ouens sê, dan dink ek wens net hy wil daai woord Christen uit sy profiel uithaal. Weet hoe Christene wreedheid aanmoedig, bly is oor kinders wat doodgemaak word omdat hulle ouers droog gemaak. Daai kind het niks daarmee te doen. Dan dink ek, hoe kan jy dit doen? Hoe kan jy die prins van vrede aanhang, maar jy moedig dit eintlik aan, wreedheid aan. Die politici wat op mekaar skiet, en die bomme, en die goeders, daai kinders weet niks daarvan. En dan dink ek, daai aanmoediging, dis dalk een ding binne die Christendom, is ons bietjie gewoond aan moeilike stak-up Christen mense, wat vreeslik beterweterig is. Maar die wêreld, as hulle dit lees, dan sit soos, dit getuig eintlik teen die evangelie, dit sê vir hulle, dis reg om nie in die Here te glo nie. Ek dink nou die dag aan, sien maar in die Boereoorlog, dis daar, as 'n klein seentjie, elke aand bid hy, ken nie Onse Vader, hy gaan op sy knieë, hy ken 'n paar gebede wat sy ouma en sy oupa hom geleer het, hulle gaan Sondag kerk toe, 'n ou mooi klipkerke daar in die Vrystaat. En op 'n dag breek die oorlog uit. En hy en sy oupa sit in gesels, en sy oupa was lank terug aan Engeland, hy sê nee, al hierdie soldate is Christene, almal, en dit was so, al die Britse soldate is Christene. Beleidende Christen, belydenis van geloof afgelê, Church of England, wat ook al, Methodiste, Presbyteriane, noem het, Christen. Sonder uitsondering, miskien 1 uit 1000 sou nie 'n Christen wees. Meeste van hulle het 'n Bybeltjie in hulle sak gehad. En dan een dag, dan bid die ouetjie, en hy bid vir sy pa, wat nou daar gaan oorlog maak, het hy sal veilig terugkom. Julle weet hoe het ons gebid vir die manne op die grens, en hy het die angs. Die volgende dag is daar 'n klomp perde buite, en hulle vat hom en sy ma en sy klein sussie, en hulle brand die plaashuis af, hulle vat hulle konsentrasiekamp toe, en hy sien hoe sy ma en sy sussie doodgaan as deel van die 27,000 vrouens en kinders wat in konsentrasiekampe dood is. Wat sou hy dink? Hierdie ordentlike Britse soldaat, wat ook die Onse Vader ken, wat ook Kersfees hou, wat bid vir sy kinders by die huis. Hy sê, miskien toe hy ouer is, sal die seentjie sê, hulle is dalk Christene, maar hulle volg nie die prins, Jesus die prins van vrede. Hoe kan jy 'n Christen wees en nie vir Jesus volg? En dis die krisis van ons tyd. Dat mense baie keer na die kerk se kyk en sê, maar hoe kan julle so geseën wees, soveel mannekrag en geboue en eiendom en allerlei goeder sê, 'n wêreld waarna soveel nood is. Gee julle so min om as julle so mooi liedjies sing. Dit maak 'n mens partykeer skaam om te sê jy's 'n Christen. Jy's bang jy maak dit erger. En daar's soveel voorbeelde wat ek vandag hierso sou kon noem. Tony Campolo het eendag 'n boek geskryf, How to Follow Jesus Without Embarrassing God. En dis dalk ons grootste uitdaging. Toegewyde Christene al wat hulle doen, ons het laasweek oor gepraat, is om die foute uit te wys in die gemeenskap. Een van die reputasies wat Christene het onder die nie-Christene is nie altyd regverdig nie, want ons ken natuurlik wonderlike Christene, almal van ons. En die kerk doen fantastiese werk op baie plekke. Maar daai ons weet dit nie. Al wat hulle hoor is die woorde van Christene en dan die twee reputasies wat Christene nogal het onder nie-Christene. Ek het baie lank in my lewe met tot vandag baie nie-kerkmense wat betrokke raak of wat ek moet mee praat. Is hulle voorveronderstelling is ons is voorskriftelik en ons is veroordelend. En eintlik as ons vat wat Jesus gesê die heel belangrikste is, hulle voorveronderstelling moes wees, hulle is liefdevol, hulle gee om, hulle is bereid om hulle self op te offer ter wille van 'n beter wêreld. Dis wat Jesus gedoen het. So ons het nie altyd dit nie. Maar kom ek sê vir julle dit, ek dink nie dis 'n goeie rede om nie te getuig nie.
Want Paulus sê dit so mooi, hy sê daar in 2 Korintiërs 4 vers 5, ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus is die Here en onsself as julle dienaars ter wille van Jesus. Ek dink die evangelie wat ons wil verkondig is juist, dit klink partykeer asof mense te kere gaan asof Jesus gekom het om die Christendom uit te bou. Hy het gekom om die wêreld te red en hy roep die Christendom om ook hulle lewe, die Christene om ook hulle lewens te gee soos hy vir 'n stuk in die wêreld. Dit gaan nie oor 'n wending en oor 'n koninkryk wat moet oorwin met mag en mening en met argumente nie. Dit gaan oor, ek wil as ons geroep word om vir Jesus te volg, word ons ook geroep om soos hy ons lewens te gee vir 'n stuk in die wêreld. En maar ons verkondig nie die Christendom nie. Ons is nie hier om die Christendom te probeer verdedig ten alle koste nie. Ons is nie hier om die kerk ten alle koste te laat goed lyk nie en bietjie alles te candy coat nie. Ek dink inteendeel ons moet eerlik wees man, maar die eerlikheid is daar's goed en sleg, mooi en lelik, gebreekte kleipotte noem Paulus dit bietjie later in daai selfde gedeelte. Die eerlik te wees oor hoe verkeerd ons dit dikwels kry. Ons getuienis is eintlik om te sê, maar daar is iemand wat dit reg kry om liefde te laat wen. Daar is iemand wat hierdie nuwe alternatiewe lewe reg kry. Daar is 'n voorbeeld. Daar is 'n teenwoordigheid. Ons hoef nie te voel dat ons aan ons eie genade, die genade van die gebroke mensdom oorgelaat is. Daar is 'n Jesus Christus en hy is beter. Ons verkondig nie onsself nie, ons verkondig hom. En daarom kan ons getuig. Ons getuig van iemand wat beter is as ons. Iemand wat dit wel reg kry. Iemand wie se plan beter is as die planne van hierdie wêreld. Iemand wat ons red van onsself. So ons moet praat, ons moet gesing, ons moet eredienste hou, ons moet verkondig, en ons moet mekaar aanmoedig om dit te doen. Ek dink die hoe is dalk 'n groot uitdaging. Ons moet saam met mense bid. Ons moet naby gaan en omgee en gesels, ons moet praat. Dis tog wat ons vanoggend hier is om te doen. Ons is besig om te verkondig en te praat oor die Here. Party mense as hulle hoor, gaan dan heen en verkondig die evangelie in die ganse mensdom. Of hulle hoor ons word geroep om te getuig, dink hulle dis alwaaroor getuig is. Die tweede een is eenheid. Ons getuig deur te praat, maar ons getuig ook deur die eenheid te bou tussen mense. Koinonia. In Johannes 17, ek het al daaroor gepreek by julle wat Jesus bid, Vader, ek bid dat hulle een sal wees, en hy bid dit nie net een keer, hy bid dit oor en oor en oor in daai Johannes 17. Dan sê hy, ek bid dat hulle een sal wees, sodat die wêreld sal glo dat U my gestuur. Jesus sê op 'n ander plek, aan julle liefde vir mekaar, sal mense weet dat julle my disippels is, nee. Nou ken ons daai liedjie. I love one another as I have loved you. By this shall all men know that you are my disciples. Dis Jesus se gebed, Johannes 17. So hy leer ons om te bid vir eenheid. Hy sê, want ons eenheid sal ons grootste getuienis wees. Dit sal ons getuienis geloofwaardig maak. En daarom is ek en jy, mag ons nie hier op aarde te kere gaan op 'n manier wat verdeeldheid veroorsaak. Wat mense verder uit mekaar, wat die grense groter maak tussen mense. Dit was die Fariseërs en die Sadduseërs en die skrifgeleerdes. Die enigste mense vir wie Jesus kwaad geword het. Nee, ons moet eenheid bou, want eenheid en getuienis loop saam. Eenheid sê vir die wêreld daar buite, die woord, die boodskap van liefde wat ons verkondig, werk vir ons. Geseënd is die vredemakers. Vredemaker is iemand wat die grense tussen mense wegvat. Dikwels met groot pyn en met groot koste. Selfopoffering. Om eenheid te bou. Paulus sê, en dit wys vir ons dat die vroeë kerk se grootste getuienis waarskynlik nie in daai tyd toe hulle nie mag gepraat het nie, dat hulle nog steeds getuig het. En dat hulle grootste getuienis dikwels nie hulle woorde was nie, maar hoe hulle gelyk het. Wie hulle was tussen die eredienste. Wie hulle was deur die week. Hoe hulle gelyk het. Hoe anders hulle was as die res van die wêreld. En Paulus sê daar, hy sê, hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny, andertalig, onbeskaaf, slaaf
of vry nie. Hier is Christus alles in hom. In Galasiërs 3 sê dit, nou noem hy sommer vrou by. Kan jy dink hoe moeilik moes dit vir van daai Joodse ouens gewees het om hierdie woorde te hoor? Dit maak nie saak of iemand Griek of Jood is, slaaf of vry nie, man of vrou is nie. In Christus is julle almal een. Ek kan dit ook om vertel, in Christus is julle almal gelyk. Ja, dit was moeilik vir van daai mense in daai tyd om daai ding te snap. Dit het een van die goed wat Paulus baie ongewild gemaak het. Soos vir Jesus, die mense met wie hy uitgang het, dat hy oor die grense van mense beweeg het. Dat hy die eenheid meer gemaak het op aarde, nie minder nie. Hoe die vroeë kerk gelyk het, was hulle grootste getuienis in die tyd toe dit verbode was om te praat. Jesus sê, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, en julle liefde teenoor mekaar. So die tweede een is koinonia, die eerste een is kerygma, dit is verkondig, die tweede een is eenheid. Die derde manier waarop ons getuienis uitleef is diakonia, is deur te dien, is waar die woord diaken vandaan kom. En Matteus 5, dan sê Jesus dit. En is interessant, ons het al so baie keer hierdie versies gehoor, oor ons moet 'n lig wees, of ons is die lig vir die wêreld, en so aan. Maar as mens dit actually lees, is daar amper altyd nog weer ietsie om te ontdek. Hy sê, laat julle lig, wanneer hy nou sê, moenie julle lig versteek onder die maateimer nie, julle is die lig vir die wêreld, sê hy, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. So wat sal maak dat hulle God verheerlik? Ons goeie werke. Hier sê hy nie ons mooi woorde nie, hy sê ons goeie werke. Is amper verlede week se tema, die boom word op die ou einde geken, nie aan sy belydenis en sy liedjies en sy wat gebede of wat ook al nie. Die boom word op die ou einde geken aan sy vrugte, liefde, vrede, vreugde, goedhartigheid, nederigheid, getrouheid, selfbeheersing, ja. En julle goeie werke sal maak dat dit mense God wat in die hemel is verheerlik. Dit sal julle geloofwaardig maak, julle werke. So jy getuig deur te doen. Jakobus het baie daaroor geskryf. Oor hy sê mos geloof sonder dade is dood, dis soos 'n liggaam wat nie asemhaal nie. Maar elke keer as hy dit gebruik, dan vertel hy hoe die mense maak, die gemeente maak met die nood in die gemeenskap, hoe hulle maak met die armste mense. Dis letterlik die tema van die Jakobusbrief. In Micha 6 is die mooi woorde, vra wat die Here jou anders, wat vra die Here jou anders, as om reg te doen, liefde te betoon, en nederig te lewe voor God. Vrugte van die Gees. Micha het dit gesê, die Ou Testament. Wat vra die Here anders van jou, as om reg te doen, liefde te betoon, nederig te lewe voor God. Ek sê dit baie keer, maar ek dink is vanoggend baie van pas. Jesus het nie gesê, ek was honger en julle het vir my gepreek. Nee? Ek was in die tronk en julle het met my geraas. Ek was 'n vreemdeling en julle het gepraat oor julle politieke siening rondom immigrante en vreemdelinge. Hy het nie gesê ek was dors en julle het my vertel hoe verkeerd ek is. Wat het Jesus gesê? Matteus 5. Hy het gesê ek was honger, julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors, julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling, julle het my gehuisves. Ek was in die tronk en julle het my besoek. Ek was siek en julle het my versorg. Hulle het gevra, Here, waar het ons hierdie dinge gedoen? Hy het gesê, vir sover julle dit vir die geringste van hierdie gedoen het, het julle dit vir my gedoen. Ons sal dit eintlik vir die beste van daai mense dalk nog wil doen, maar Jesus sê, vir sover julle dit vir die geringste van hierdie mense gedoen het julle dit vir my gedoen. Dis hoe prakties die evangelie is, om kos te gee vir iemand wat honger is, water iets te drink te gee vir iemand wat dors is, om 'n vreemdeling 'n huis te gee, 'n blyplek te gee, om 'n ou in die tronk te besoek, al was hy dalk verkeerd, iemand wat siek is te versorg, om te dien, is ons grootste getuienis. Dis asof dit die fondasie raak waarop die woorde wat ons sê staan, asof ons lewens gewig gee, ons lewenstyl gee gewig aan ons mondelingse getuienis, aan ons belydenis. As ons hierdie mooi spreekwoord wat sê getuig tydig en ontydig en indien nodig gebruik woorde. Jy kan deur te lewe, kan jy ongelooflike getuienis. Dit bring ons by die laaste een, die vierde een. Ons leef ons getuienis uit deur te verkondig,
deur die eenheid te bou en te handhaaf, deur te dien, voete te was, te help. Die vierde een is ons getuig baie keer, ons leef ons getuienis baie keer die beste uit deur stil te bly. Deur nie te veel te praat of te maklik te praat. Wees stil en weet ek is hier. Dis 'n skrifbereiling.